Weet julle, hoeveel keer word ek gevra? Wat as ek verkeerd bid? Hoe weet ek of ek verkeerd bid? Nou, ek weet nie, maybe kan julle comment. Hoeveel van julle het al daai vraag gevra? Maar julle, dis nou weer een van daai dinge waar ons verkeerd geleer is in die kerk. Van die kerk het vir jou gesê, jy kan net die Onse Vader bid, en die kerk het vir jou gesê, jou gebede word nie beantwoord nie, want jy sondig, want God straf jou. Who can relate to that? Miskien 'n comment, ek weet nie, miskien het jy so groot geword, ek het so groot geword, om te glo dat ek bid verkeerd, of God beantwoord nie my gebede nie, want ek is sondig. Nou, in die eerste plek, dis nie hoe ons God werk nie. Ons dien 'n God van liefde, en dis nie hoe hy 'n mens straf nie. Daar's 'n rede, hoekom in jou oë God nog nie jou gebede beantwoord het nie. Because it's a process. En gaan kyk bietjie gisterand se preek wat ek gedoen het op TikTok, ek het hom gerekord, hy's op YouTube, en gaan kyk bietjie wat sê ek daar, oor hoekom ons nie dadelik sien nie. Ons het hierdie idee van, ons moet gaan in die kamer ingaan, en ons moet nou die deur toemaak, en ons moet op ons kniegies gaan sit, en ons handjies bymekaar sit, en ons moet nou all holier than thou hierdie gebed by die Here se voete lê. Julle, daar's 'n tyd vir, gaan in jou binnekamer, wanneer ons vas en bid, en gaan in jou binnekamer in, word stil, as jy die geleentheid het, maar baie mense sê, maar weet jy wat, ek het nie kans gehad om vandag stil te raak voor die Here nie. So nou bid jy nie. Julle, hoe werk dit? Ek sit die hele dag in conversation met die Here. Ons moet ophou om te dink, ons is nie worthy om in God se teenwoordigheid in te kom nie. Ja, ons is almal mense, ons is almal sondig, maar Jesus Christus het vir ons sondes aan die kruis gesterf. Hy het sy lewe vir ons gegee, sodat ons toegang kan hê tot God die Vader. Jy hoef nie all religious daar te sit nie. Julle, ek sit hier by my lesenaar en ek praat met die Here. Ek gaan maak vir my koffie in die kombuis en ek praat met die Here. Ek gaan skop die bal buite vir Roxie en ek praat met die Here. Ek klim in my kar en ek ry en ek praat met die Here. Partykeer is dit net om te sê, Here, kyk hierdie kind van U kan nie bestuur nie. Kyk net hierdie persoon voor my. Partykeer kla ek by die Here. Partykeer het ek net 'n kindersessie met die Here. Here, kyk net wat doen hierdie persoon. Okay? Ek het begin om Jesus, die Heilige Gees en God die Vader in my elke oomblik van my dag in te bring. Daar's nie 'n reg bid en 'n verkeerd bid nie. Julle, die vyand wil hê jy moet nie worthy voel om na die Here toe te gaan nie. Ek bespreek alles met die Here. Alles. Onthou, jy kan niks van hom wegsteek nie. Die woord sê vir ons, voordat ons nog vir God gevra het vir iets, weet hy alreeds daarvan. You can't hide anything from him. Okay? Ek het partykeer hierdie, even in die shower, dan dink ek aan hierdie goed, ek sit en ek blaas my hare droog en ek het hierdie gedagtes met die Here en is daar tye, soos partykeer 2 uur in die oggend, dan sal die Here my wakker maak en sê, Brenda, staan op. Dan kom ek hier na my sitkamer toe en ek loop op en af en bid. Ek sit nie en bid nie. Okay? Ek loop op en af. Ek loop hier deur my huis en as ek voorberei vir 'n preek of 'n kursus of whatever, ek loop op en af in my huis. Wanneer ek bid, loop ek op en af. Ek kan nie net daar stil sit nie, want ek voel die Heilige Gees en daai krag van die Heilige Gees. So as iemand vir jou sê, jy bid verkeerd, daai is nonsens. Okay? As iemand vir jou sê, jou gebede word nie beantwoord nie, want jy bid verkeerd, daai is nonsens. Dis nie hoe ons God werk nie. Hou
om te dink, jy kan, en baie mense doen hierdie, hulle het hierdie oortuiging van, want dis in ons ingeprint as kinders, jy moet voordat jy gaan slaap, moet jy jou Bybel lees, en jy moet bid, en dan kan jy in die bed gaan klim. So nou is jy moeg na die hele dag, jou oogies wil net toeval, want jy het nou nog geleend TV kyk ook tot 12 uur in die nag, of op social media gesit, en nou wil jy gou vir die Here 2 minute van jou tyd gee. Nou, ek het ook al in my bed gelê en met die Here gepraat en aan die slaap geraak, there's no better way to fall asleep. Okay, maar, wil jy vir my sê, jy gee net 2 minute van jou dag vir die Here? En dan is dit 'n afgerammelde tyd. Julle, praat met hom, soos wat jy met jou beste vriend of vriendin sal praat. En ek weet nie, almal van ons het goeie paas gehad nie. Ek kan met my pa sit en gesels, ek kan met my ma sit en gesels, ek kan met die mense in my lewe gesels, en ek weet dis nie dieselfde vir almal nie. Maar sien God as jou beste vriend, daai persoon by wie jy gaan aflaai en afpak. Here, kyk wat gebeur nou weer hier. Here, ek verstaan nie hierdie nie. Here, ek is kwaad. Ek het al hier in my sitkamer gestaan en met die Here beklei. Gesê, Here, ek verstaan dit nie, ek weet nie hoekom doen nie hierdie nie, ek weet nie hoekom antwoord U nie my gebede nie, maar Here, vergewe my dat ek ongeduldig is, maak my geestelike oë en ore oop. En weet julle wat, dinge gebeur nie net oornag nie, asseblief gaan kyk daai recording op YouTube, wat ek daaroor praat, dat God nie altyd dadelik ons gebede beantwoord nie, want ons moet deur 'n wildernis gaan. Want die wildernis is preparation for the promise. Dis hoekom jou gebede nog nie beantwoord is nie, en ons kan nie sien wat in die geestesdimensie aangaan nie. Ons kan nie sien wat agter die skerms aangaan nie. God sien alles. Jy het nog nie daai werk gekry nie, want die Here is nog besig om daai posisie vir jou reg te maak. Jy het nog nie die deurbraak in jou finansies gekry nie, want die Here weet, jy weet nog nie hoe om met geld te werk nie. Jy het nog nie jou huweliksmaat gekry nie, want die Here wil eers jou en jou huweliksmaat voorberei. Jou huwelik is nog nie herstel nie, want die Here werk nog aan jou en hy werk aan jou huweliksmaat. Daar's altyd 'n doel en 'n plan, julle. Maar moet nooit dink dat jy bid verkeerd nie. Partykeer is die kragtigste gebed, daai gebedjie van Here, ek het net nie meer krag nie, help my. Daai is Roxie wat julle hoor snork. Okay. Dit kan jou kragtigste gebed wees. Een van die kragtigste gebede wat 'n mens kry is die gebed van 'n kind. Want hulle het nie agendas nie. They call it as they see it. Hulle praat net, okay? En dis hoekom Jesus altyd gesê het, moenie die kindertjies van my af weghou nie. Want kinders is opreg, they call it as they see it. En dit is hoe jy met die Here moet wees. Praat met hom, vertel vir hom, kla by hom, huil by hom. Wanneer iets goeds gebeur, celebrate dit met hom. Maar moenie jouself en God in 'n boksie sit van, ek moet nou so gaan staan en bid en ek moet nou... Nee. Dit is nie hoe dit werk nie. Gaan kyk die YouTube video, ek gaan die linkie onder post. Geseënde aand. Shalom.